Goeiedag almal. Baie dankie vir jou tyd en dat jy sal moeite doen om na hierdie kort opname te kyk. Die rede vir hierdie opname is omdat ek besef ons het vir soveel weke nog nie by mekaar gekom nie en ons sal ook nie volgende week by mekaar kan kom nie omdat ek uitstedig is. En ek het oor hierdie onderwerp gedink en ek wil dit graag met jou deel. Ek voel ons kan nog steeds, terwyl ons nie by mekaar kom nie, met mekaar hierdie inligting deel en dit gebruik om geestelik saam te groei. Een van die vrae wat ek dikwels kry, wat mense met my deel persoonlik is, ek sal graag langer en meer effektief wil bid. Hoe doen ek dit? Nou ek weet daar is baie opleiding wat ons daaroor kan gee, maar ek wil iets kort met jou deel rondom dit. Die eerste ding wat vir my belangrik is as dit kom by dit, is dat ons die gewoonte sal hê om skrifgedeeltes, veral in die begin, ek doen dit wat ek nou met jou deel is iets wat ek doen, dis hoe ek dit doen al vir jare, dis hoe my gebedslewe lyk, of ek 10 minute of ek 'n uur of 'n uur en 'n half bid, ek bid die skrif. Nou, vir iemand wat nie gewoond is daar nie, is dit belangrik, wanneer jy die woord lees, wanneer jy iets luister, wanneer iemand praat en daar's 'n skrifgedeelte wat met jou hart praat, gaan skryf dit neer. Byvoorbeeld, gaan skryf neer, Psalm 23, vers 2, het met my gepraat en skryf dit net deur, hoef dit nie uit te skryf nie, gaan maak 'n nota daarvan. Skryf jou 'n lys van skrifte. Ons gaan nou daarby kom aan die einde. So die eerste ding is, skryf vir jou skrif neer. Maak dit vir jouself maklik. Kry vir jouself 'n basis waarop jy kan bou en begin. Die tweede ding is, kry vir jou verskillende soorte skrifte. Skrifte wat praat met jou oor jou persoonlike lewe, wat jou sal challenge om te groei. Skrifte wat gaan oor geestelike oorlog. Skrifte wat gaan oor intersessie, hoe om vir ander mense te bid. En so kry verskillende skrifte wat verskillende tipes van gebede sal dek. En dan ook die derde ding wat ek net wil noem is, probeer ook om al die verskillende soorte gebede in jou tyd saam met die Here te implementeer. Dat ons sal vra is belangrik. Die woord is so duidelik daaroor, vra en vir julle sal gegee word. Maar ons moet ook intersessie doen, nommer 2, en dit is om vir mense, om vir ander in te tree, om vir ander mense te bid. En my ervaring is, soos wat ek vir ander mense bid, is daar iets wat gebeur in my eie lewe. Daar's gebede wat God antwoord in my eie lewe, terwyl ek vir ander mense bid, vir ander in die gaping staan, soos wat Jesegiel vir ons sê. En dan ook geestelike oorlogvoering, die derde een. Geestelike oorlogvoering, en daar is soveel skrif wat ons kan gebruik daarvoor. Die vierde een, waarvan die Here ook praat, en hy is baie duidelik in Johannes 4 daaroor, dan sê hy, die Here soek mense wat hom sal aanbid. En mense wat hom sal aanbid in gees en in waarheid. Met ander woorde, skrif wat God loof en wat God aanbid. Daar's baie skrif daaroor. So ek het 'n paar skrifte hier uitgehaal, net om vir jou 'n idee te gee. Gaan kry jou eie skrif. Skryf dit neer. As daar skrif in jou hart is en jy bid, gebruik dit. Maar die feit is dat jy nie net sal bid en oor 2 minute weet jy nie meer wat om te bid nie. Maar as jy hierdie metode gaan volg, gaan jy agterkom, jy kan 5 minute bid, jy kan 2 minute bid, jy kan 20 minute bid, jy kan 'n halfuur bid. Kry skrif, en as jy dit gebruik, kom ons vat net 'n voorbeeld van 'n paartjies wat ek hier neergeskryf het. Genesis 12 vers 2 is waar die Here met Abraham praat en hy sê, Abraham, ek sal jou seën en jy moet 'n seën wees. As ons net hierdie skrif vat en sê, want jy sien, dis vir my belangrik dat ons moet verstaan. As jy wil bid, effektief, moet jy verstaan dat jy is deur God gered, jy is sy kind, jy behoort aan hom, jy het gesag, jy het autoriteit, daaroor is daar baie skrif, en ek hoop jy gebruik dit ook, wanneer jy bid, want as jy nie vanuit dit bid nie, sal jy die heeltyd net nommer 1 kan doen, en dit is vra. Maar die oomblik as jy verstaan wie jy is, sal jy begin, om byvoorbeeld iets soos Genesis 12 vers 2 te gebruik, om te sê, Here, ek is geseën deur U. Maak nie saak wat ek aanpak en wat ek doen nie. U sal die werk van my hande seën. En U doen dit, Here, U gee vir my, U bou in my lewe, U doen al hierdie dinge, sodat ek 'n seën kan wees, sodat ek vir ander kan help. Here, maak vandag vir my deure oop, dat ek 'n seën kan wees, dat ek 'n verskil kan maak, dat ek die wêreld 'n beter plek kan maak. Ons praat nou net oor Genesis 12 vers 2, waar God sê, ek seën jou, en jy moet 'n seën wees. Kan jy sien, die oomblik as jy die skrif begin gebruik,
kan jy begin bid endless, 'n halfuur, 10 minute, 1 minuut oor 'n skrif. Deuteronomium 28 is iets wat jy moet gaan lees. Dis een van die ankerskrifte in jou lewe wat jy kan gebruik. Hierso van vers 2 tot 12. Jy kan die hele gedeelte ook gaan verder lees, maar waar hy absoluut kom en dan sê hy vir ons iets wat so kosbaar as hy begin. En ek wil net die eerste stukkie vir jou net lees, dat jy iets sien daarvan. Hy sê, as jy luister na die Here jou God, Deuteronomium 28 vers 2, sal al hierdie seëning oor jou kom en dit sal jou lewe verryk. Dink vir 'n oomblik, as jy die moeite sal doen en jy sal begin, gaan lees net daai gedeelte en staan net by elke een stil vir 'n paar sekondes, 'n paar minute. Jou nageslag sal geseën wees. As ek net hierdie skrif vat, sal ek 5 minute, 10 minute, 20 minute kan bid net oor dit. Jou nageslag sal geseën wees. Jou kinders, jou kleinkinders, jou familie, jou mense. Die aandeel van jou vee, jou oesmaatjie en jou knieskottel. Jy sal geseënd wees waar jy ook al gaan. En die Here sê, hy sal sy seën, vers 8, beveel oor jou, om oor jou te kom. Daar is soveel inhoud om oor te bid. Vat die skrif, gebruik dit. Begin net, vat die Bybel, maak dit oop, lees dit, want jy het mos nou vir jou 'n paar skrifte neergeskryf en gemerk, en dan begin jy, maak die Bybel oop, loop, sit, staan, kom op 'n plek waar jy alleen is, bid dit hardop, praat met die Here soos wat jy met my sal praat. Gebruik dit, daar is soveel geleentheid. Ek het hierso byvoorbeeld 'n skrif neergeskryf, 1 Samuel 10 vers 6, want ek wil hê met al die aspekte van gebed verstaan en dit begin bid. In 1 Samuel 10:6 sê die Here vir Saul die koning, jy sal tussen die profete kom en jy sal begin profeteer saam met hulle, en dan sê hy, en jy sal 'n ander mens word. Het ons nie almal nodig om hierdie ervaring te hê nie. Here, dat dit wat ek spreek, dat my woorde profeties sal wees, dat ek nie net sal vra en wonder kyk of dit gebeur nie, maar in die naam van die Here die woord vat en begin goed spreek. En dit sê dat ek onder die profete sal wees, dat ek oor my eie destinasie sal begin goed sê, en dat dit my lewe verander en die mense rondom my se lewe sal raak en beïnvloed. Nehemia 8 vers 11, die B-gedeelte, dan sê hy, die blydskap in die Here, sê die ou vertaling, sal julle beskutting wees. As julle my met blydskap dien, sê die nuwe vertaling, sal ek julle beskerm. Here, dankie dat ek vandag 'n keuse kan maak om U te dien, nie deur my omstandighede, deur wat ek sien en voel nie, maar met blydskap U kan dien, met toewyding, myself aan U kan gee, en dat ek weet, U Here is die een wat my sal beskerm, omdat ek U kies as my skuilplek. En so, ons kan net soveel goed bid. Psalm 91, een van ons bekendste gedeeltes, nê? Onthou julle dit, ons het dit al hoeveel keer hanteer. Dit is ook 'n ankerskrif wat jy altyd oral kan gebruik. Vat hom vers vir vers, maak hom persoonlik, bid hom en brei uit op elke skrif, behalwe net dit wat daar staan. Gebruik dit. Spreuke 18:21 wat hy sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Dink net vir 'n oomblik. As jy vandag gaan besef dat wanneer ek bid, het ek die mag en die autoriteit om dood te spreek oor die werke van die duiwel. Dood te spreek oor die werke van my eie vlees, die goed wat my lewe wil vernietig, die goed wat skade doen in my lewe. Ek het die mag, ek het die autoriteit om dood te spreek oor dit, maar meer as dit, ek het die mag om lewe te spreek, om te skep wat nie bestaan nie. En as jy dit begin bid, omdat die woord van God dit sê, die Bybel sê dat die Here Jesus het sy woord bevestig. Hy sal jou woord bevestig, as ons die woord bid, en nie ons opinies nie, maar die woord sê, in my tong lê lewe en dood, en die mag daarvan, en ek gaan dit gebruik, terwille van die koninkryk van God, en terwille van myself. Jesaja 54, waarvoor ek ook baie lief is ook 'n ander skrif. Daar's honderde skrifte. Kry jou eie skrif. Maak wanneer jy die woord bestudeer en lees, vir jou 'n lys van paar skrifte. En die volgende dag gaan bid jy dit. Jy maak dit 'n realiteit. En so werk jy vooruit, dat jy skrif het, waarop jy staan of waarop jy bid. Jesaja 54:17. En elke wapen wat teen jou opgelig word, sê die Here, sal niks uitrig nie. Geen wapen teen jou sal slaag nie. Lees verskillende vertalings daaroor. Hy sê elke woord wat teen jou lewe gespreek word, sal jy weer lê.
Elke woord wat in die gereg gespreek word, met ander woorde, legal, mense wat sê, ek het die reg om dit te sê, dis waarheid van jou en oor jou lewe. Die Here sê, elke woord wat in die gereg teen jou gespreek word, sal jy weer lê. Hoe gaan ons dit doen? Met God se woord, met sy waarheid. Ek is die geregtigheid van God. U het vir my geword. 1 Korintiërs 30 sê vir ons, 1 Korintiërs 1 vers 30, dan sê, u het vir my geword, die wysheid wat van God kom. U het vir my geword, die geregtigheid, die vryspraak, sê die ander vertaling. Die heiliging, die verlossing. U het vir my dit geword, wat ek nie is nie. Dit wat ek nie het nie. Dit wat ek nie kan doen nie. U het dit vir my geword. Ek is dit, omdat u dit vir my geword het. Dit alleen is al klaar weer 'n gebed op sy eie. Dis hoekom ons sekere goed kan sê en kan doen, nie omdat ek goed is nie, maar omdat hy aan wie ek behoort goed is. Ek kan die hele dag aangaan. Psalm 139 wil ek net mee afsluit en ietsie daaroor sê. Psalm 139 praat, vers 16, dan sê, al my lewensdae was in u boek opgeskryf, nog voordat ek gebore was. Here, as ek net dit begin bid, Here, elke ding, u rig my voetstappe vandag, u bepaal my koers, u bepaal voor my geboorte, wie ek sal word, wat ek sal doen, en Here, ek bring myself in lyn met dit wat u oor my lewe gespreek het. Vers 24 sê, ondersoek my, kyk of daar by my verkeerde weg is, deurgrond my, ken my, sê die ou vertaling, en as daar iets verkeerd is in my lewe, lei my op u ewige weg. Kan julle sien? Ons kan onbeperk, jy kan 'n halfuur, jy kan vir jou skrif uitsit om 'n halfuur, om 5 minute, om 10 minute, sinvol en effektief te bid. Mag dit wees wat jy doen, mag die Here dit gebruik, en ek vertrou die Here dat dit jou sal help, prakties om meer sinvol te bid, maar ook vir baie langer tye in die teenwoordigheid van die Here te kan wees in gebed. Baie dankie, die Here seën jou.